Goeiedag en welkom by die Wiskunde Broers. Vandag kyk ons 'n bietjie na eksponentwette. So eerstens, wat is 'n eksponent? 'n Eksponent wys hoeveel keer 'n getal of 'n veranderlike met homself vermenigvuldig word. 'n Voorbeeld hiervan is 3 tot die mag 4. Daai 4 sê vir ons dat ons 3 4 keer met homself moet vermenigvuldig. So 3 mal 3 mal 3 mal 3 en ons kry 'n antwoord van 81. Eksponentwette wys vir ons wat ons met eksponente moet doen. So die eerste wet waarna ons vandag gaan kyk, is die produk van magte met dieselfde grondtal. En dit lyk dan so, wanneer die twee grondtalle dieselfde is, en ons vermenigvuldig hulle, dan kan ons gaan en die eksponente met mekaar plus. Voorbeeld hiervan is x tot die mag 3 mal x tot die mag 4. En let op hierso, die grondtalle is presies dieselfde. Dis x mal x. En nou kan ons dan gaan en wet 1 toepas en wet 1 sê, al wat jy moet doen is die eksponente met mekaar gaan plus. So ons het 3 plus 4 wat dan vir my gee x tot die mag 7. Dieselfde geld wanneer ons werk met 'n grondtal wat nie 'n veranderlike is nie, in hierdie geval 2. 2 tot die mag 5 maal 2 tot die mag 2 en die grondtalle is presies dieselfde. Dit gee dan vir my 2 tot die mag 5 plus 2, want wet 1 sê ons mag dit gaan doen en dit is dan 'n finale antwoord van 2 tot die mag 7. Wet nommer 2, die deling van magte met dieselfde grondtal. Nou, wanneer jy in jou handboek gaan kyk, dan behoort jy die volgende te sien. En daai wet is 100% reg, maar dit is baie keer klein bietjie makliker as ons anderste hieroor dink en dit klein bietjie anders doen en ek gaan gou vir julle wys wat ek gewoonlik doen. So, die wet sê, belangrik hierso dat die grondtalle moet dieselfde wees en wanneer die grondtalle dieselfde is, dan mag ek die eksponente van mekaar aftrek. So, 'n voorbeeld van dit is hierso. Ons het x tot die mag 6 gedeel deur x tot die mag 2. Nou, in plaas van om eintlik daai wet so te gaan toepas, sê ek gewoonlik vir die studente, weet jy wat moet jy doen eintlik? Jy vra vir jouself, waar is daar meer x'e? Ons het x tot die mag 6 bo en x tot die mag 2 onder. En dan is jou antwoord gewoonlik wel, ek het bo meer x'e. En al wat ek dan vir hulle vra is, okay, maar hoeveel meer is daar bo? En vir jou om daai te antwoord, dan moet jy eintlik gaan en sê, okay, wel, 6 minus 2, nee, maar dis hoe ek die verskil kry, nee, dit is dan 4, so ek het 4 meer x'e bo. En dit is dan my antwoord. So wat is dan onder hierdie breekoor? Daar's eintlik 1 oor, en ons kan dit vereenvoudig net as x tot die mag 4. Nou ek kan gou in meer detail vir jou hierso ingaan, en gou vir jou wys hoekom dit so is. Ons het bo x mal x mal x mal x mal x mal x, en ons het 6 van hulle. En onder het ons x mal x, ons het net 2 van hulle. En omdat dit 1 term op 1 term is, kan ek dit dus met mekaar gaan deel. As daar 1 bo is, en as 1 onder, dan gaan kanselleer ek hulle uit, of ek gaan deel hulle. En dan los dit ons met 'n finale antwoord van hoeveel x'e daar bo? 1, 2, 3, 4, x tot die mag 4. Dit is eintlik hoekom hierdie wet werk. So daar is voorbeeld nommer 1. Voorbeeld nommer 2 het ons die volgende. Ons het hierso weer eens 'n deelsom, die grondtalle is net nie veranderlik is nie, dis 3 tot die mag 5 gedeel deur 3 tot die mag 8, en weer eens, ons gaan dieselfde dan doen, omdat die grondtalle dieselfde is, kan ek wet 2 toepas, en ek vra myself dan die volgende, ons 3's bo, en ons 3's onder, waar is al meer 3's? En dit is dan onder, hoeveel meer? Wat jy wel, 3 meer, want 8 minus 5 is 3, 3 tot die mag 3, en dit is 1 daarbo, dis al wat oor is, ons 3 3's onder, oor, en ons kan dit gaan vereenvoudig, 3 tot die mag 3 is 27, en dit is my finale antwoord. Wet nommer 3 is 'n mag tot 'n mag. En wet nommer 3 sê, wanneer ons 'n mag het, en hy word verhef tot 'n nog 'n mag, of 'n verdere mag, dan mag ons hierdie twee magte met mekaar gaan maal. So kom ek wys jou gou hoe lyk dit in aksie.
Ons het x tot die mag 2 in hakies. Dit word verhef tot 'n verdere derde mag. Nou die wet nommer 3 sê, okay, wel gaan maal dan hierdie twee magte. So ons het dan x en 2 maal 3 is 6. En dit is my finale antwoord. Voorbeeld nommer 2 het ons hierso net 'n grondtal van 5. En ons het 5 tot die mag 2 en hy word verhef tot 'n verdere mag van 4. So ons maal hierdie twee eksponente en dit gee dan vir my 5 tot die mag 8. So ons het 5 tot die mag 8 en dit gee vir ons dan 'n baie groot antwoord van 390625. 390625 en dit is dan my finale antwoord. Op wet nommer 4 het ons die mag van 'n produk. So belangrik om hierso te sien wanneer ons een of meer faktore het binne 'n hakkie en dit word verhef tot 'n verdere mag, geld daai mag vir alles binne in die hakkie. Hy geld vir die B en die A en hy's van toepassing op almal van hulle. Baie belangrik hierso dat wet 4 werk net indien dit een term is binne in daai hakkie. In hierdie geval sien ons daai is een term en dus mag ons wet 4 toepas. En dit is baie belangrik en ek wil regtig net stil staan hierby want dit is seker een van die grootste of fout wat ons die meeste sien in skoolwiskunde is dat studente pas wet 4 toe op hakkies wat nie net een term is nie. En net 'n baie vinnige voorbeeld is x plus 2 tot die mag 2. In 'n voorbeeld soos hierdie mag jy glad nie wet nommer 4 toepas hierso nie, want dit is meer as een term. En ek wil net gou vinnig dit vir julle noem. Alright, so kom ons kyk gou hierso, hoe werk dit dan prakties? Ons het 2x tot die mag 3, daai 3 word toegepas op alle eksponente wat ons hierso binne kry, en daai 2 het 'n eksponent van 1, en die x het ook 'n eksponent van 1. So dis 2 tot die mag 3, 2 tot die mag 3, maal x tot die mag 3. En dit kan dan vereenvoudig na 8x tot die mag 3. Voorbeeld nommer 2, het ons baie van dieselfde hierso, maar ons het 3 faktore, 3 maal a maal b, en daai 2 moet dan gaan na alles binne die hakkie, na elke liewe faktor daar binne. So ons het 3 tot die mag 2, wat 9 is, maal a tot die mag 2, maal b tot die mag 2. En dit is dan my finale antwoord. Wet nommer 5, die mag van 'n breek. Nou hierdie is baie dieselfde soos wet nommer 4, en dit werk presies dieselfde, wanneer ons 'n breek het, en dit is verhef tot 'n verdere mag, en weer eens, indien dit een term as my teller is, en een term as my noemer, dan word daai x of daai mag toegepas op alles binne in die hakkie, elke liewe mag binne in daai hakkie. In 'n voorbeeld lyk dit as volg, ons het 'n eksponent daarvan 1 en 'n eksponent daarvan 1 op daai 2 en daai 3. So hierdie 2 word gemaal met alle eksponente binne, ons het dan 2 tot die mag 2, wat 4 is, en 3 tot die mag 2, wat 9 is. Met veranderlikes lyk dit as volg, selfde ding, eksponent daarvan 1, eksponent daarvan 1, dit is een term op een term, so daai 3 word toegepas op alle eksponente daarso, so x tot die mag 3 op y tot die mag 3, en dit is dan my finale antwoord. Wet nommer 6, die 0 eksponent, en hierdie is maar net ietsie wat jy moet gaan onthou, enige iets tot die mag 0 is gelyk aan 1, en dit maak nie saak wat daardie grondtal is nie, solank daai grondtal net nie 0 is nie. Maar maak nie saak hoe groot die grondtal is nie, as jy dink aan ietsie soos 1000 tot die mag 0, dit gaan steeds 1 wees. So 5 tot die mag 0 is 1, en dan sal julle hierso sien, dit is 'n volle hakkie wat tot die mag 0 is. En dan wanneer ons wet nommer 4 toepas hierso, wet nommer 4 sê, wanneer ons 'n mag tot 'n verdere mag verhef, dan maal ons hulle 2, dan het ons x tot die mag 0, want 2 maal 0 is 0, en x tot die mag 0 is net 1. Wet nommer 7, die volgende, negatiewe eksponente, en dit is 'n baie belangrike een, en dit is een waarmee baie studente ook sukkel,
En hierso moet jy weet dat enige negatiewe eksponent sê gewoonlik vir jou dat hy is nie aan die regte kant van die breek nie. En dit is wat ons gewoonlik aan vir die studente somme leer. Ons het daar so 'n breek van a tot die mag min en daai a is negatief oor waar hy is. Hy wil nie daar wees nie. Hy's bo nou, hy's 'n teller, hy wil nie daar wees, hy's negatief. So om hom weer positief te kry, moet ons hom skuif en ons skuif hom dan na 'n noemer toe. So enige negatiewe eksponent sê vir ons, hy moet skuif of na 'n noemer toe of na 'n teller toe om hom positief te maak. En kom ek wys gou vir julle hierso het ons, en dit is net belangrik vir julle om te besef dat hierdie is 2 tot die mag min 3 op 1. Ons skryf dit nie, want hoef nie te skryf gedeel deur 1 nie, dit is steeds 2 tot die mag min 3, maar dit is dalk net belangrik om vir jou te wys, want dit het 'n invloed op wat ons hierso doen. So daai 2 is negatief oor waar hy is, hy's nou 'n teller, hy wil nie daar wees nie, so om hom weer positief te maak, skuif ons hom dan onder toe, en hy raak dan positief. As hy onderkom, dis 1 op 2 tot die mag positief 3, en dit kan vereenvoudig na 1 op 8. Hierso, belangrik 1 hieronder is x maal y tot die mag min 4, en voor ons met dit begin, wil ek net hê, jy moet besef dat daai x het 'n eksponent, en die eksponent is nie minus 4 nie. Daai x se eksponent is 1. Ons skryf dit nie, nee, want dit is nie nodig vir ons om dit te skryf nie, maar hy het sy eie eksponent. En dit is baie belangrik, want wanneer jy hierdie wet gaan toepas, dan moet jy besef dat daai eksponent is nie negatief nie. So as ons hierdie wet toepas, hierdie y tot die mag min 4, hy wil nie daar wees nie, hy wil skuif, so ons gaan hom skuif, maar ons gaan net hom skuif. Daai x, hy is baie happy met waar hy is, hy is bo, hy het 'n positiewe eksponent, ons skuif daai y af onder toe, en hy raak dan positief y tot die mag positief 4. Ek hoop dit het jou gehelp, dit is al 7 wette, dit is nie in verskriklike detail nie, maar nou weet jy daarom hoe het werk. Gaan kyk 'n bietjie na somme in jou boek, gaan vra jou juffrou om vir jou 'n paar goeders te gee, en gaan werk aan. Hoe meer jy hierdie oefen, hoe beter sal jy raak daarin. Ons sien jou in die volgende video.